bekend aan jou en my, wat sê, alle goeie dinge kom tot 'n einde. Ken jy daai gesegde? Alle goeie dinge kom tot 'n einde. Ons is so gewoond daaraan. Ek meen, jy begin net lekker eet aan 'n sjokolade en dan is dit op. Ondervind julle dit ook so? Ouens, weet julle wat, het jy al gesien hoe dun het 'n slab chocolate geraak? Liewe kriek, ek meen, weet jy, een van die dae gaan jy daai pakkie oopskeer, jy gaan so een lek gee en dan is dit op. So dun is 'n ou slab chocolaatjie. Alle goeie dinge kom tot 'n einde. Ons is so gewoond daaraan. Vanoggend, gemeente, wil ek die appelkar omgooi. En ek wil 'n ander stelling maak en ek wil vir jou sê, alle goeie dinge kom nie tot 'n einde nie. Jy kan nou maar amen sê, is nie uit van plekkie. Alle goeie dinge kom nie tot 'n einde nie. Inteendeel, ek wil vir jou sê, alle slegte dinge kom tot 'n einde. So ek wil daai hele ding omgooi en sê, kom ons dink 'n bietjie anders daaroor. Een van die wonderlikste eienskappe van die Bybel is, en een van die groot bewyse dat die Bybel waar is en betroubaar is hoe perfek die Bybel saamgestel is. As jy daaroor dink en as jy gaan studie doen, dan gaan jy agterkom en hulle leer vir jou, die Bybel is geskryf oor 1500 jaar. Ouens, ek en jy leef maar 80 jaar of 90 as jy sterk is en party ouens bietjie minder, maar ons het nog nie 100 jaar gesien nie. So hoeveel dinge het verander in jou en my tyd? Van toe jy jong was tot nou toe. Alles omtrent het verander. So hoeveel dinge verander in 1500 jaar? Verstaan jy, jy moet die begrip kry. So die Bybel is geskryf oor 1500 jaar deur meer as 40 verskillende skrywers. En hier's die ding, hierdie skrywers het elkeen in 'n verskillende tydperk van die geskiedenis geleef. En hulle kulture het verskil en hulle agtergronde het verskil en hulle skryf in hulle tyd en oor 'n hele tydperk van 1500 jaar wat die een nie van die ander een regtig weet nie, kom die Bybel en ons sien die Bybel het een enkele samehorige verhaal. Van begin tot einde praat die Bybel dieselfde taal. Dis wat die Bybel merkwaardig maak. 2 Timoteus 3 vers 16 sê vir ons die volgende, hy sê, die hele skrif is deur God ingegee. Die hele skrif. Glo jy dat alles wat in jou Bybel staan van God afkom? Nee, party glo dit, waar is die res? Het jy 'n ander Bybel as ek? Nee, ons glo dit. Ouers, die Bybel is God se woord. En is die hoogste gesag in jou en in my lewe. Dis nuttig tot lering, tot weerlegging om verkeerde dinge uit te wys, tot teregwysing, vermaaning as dit nodig is, tot onderwysing in die geregtigheid. En ons het die Bybel sodat die mens volkome kan wees in alles wat hy doen. As jy nou ooit 'n handleiding vir die lewe gesoek het, lees jou Bybel en jy weet dit. 2 Petrus 1 vers 21, hy sê, want geen profesie is ooit deur die wil van 'n mens voortgebring nie. Hoor nou die argument wat party sê, ja, maar die Bybel is deur mense geskryf. Dit is deur mense geskryf. Dit is nie van dit eindig nie. Hoor wat sê hierdie skrif? Geen profesie is ooit deur die wil van 'n mens, sê goed wat hulle uitgedink het nie, maar dis deur die Heilige Gees gedrywe. En so het die heilige mense van God gespreek. Die skrywers van die Bybel het geskryf in hulle kultuur en hulle agtergronde, maar gedryf deur die Heilige Gees. En dis hoekom die Bybel een eenheid is. Kan ek vir jou daai skrif in die Engels lees? Die NIV vertaling sê so: For prophecy never had its origin from the will of man, but men spoke from God as they were carried along by the Holy Spirit. Die Bybel is God geïnspireerd. Amen. Wanneer jy jou Bybel in jou hand hou, ek dink daaroor. Ek dink baie keer ek dink aan preekies. Jy moet dit so inleef. As jy jou Bybel in jou hand hou, dan hou jy die grootste skat op aarde in jou hand. Ek wil vir jou sê, die grootste bron van inligting is in jou hand. Die grootste wysheid wat enige mens kan bekom is in jou hand. Want in jou hand het jy die ontstaan van alles, jy die inligting, en jy die einde van alles, jy die inligting, en iewers waar tussen hierdie twee leef ek en jy op hierdie stadium in die middel van hierdie twee gebeure. Wanneer jy die eerste boek van die Bybel lees, waaroor gaan dit?
Kom, help my. Wat is die eerste boek van die Bybel? Jy gaan dit weet. Genesis, God sonde. Genesis. Ouens, ons sien die begin van alles. Ons sien die skepping. Ons sien hoe die wêreld begin het. Ons sien hoe die mensdom begin het. Ongelukkig sien ons ook hoe sonde begin het. Dis in die eerste boek. En dan wanneer jy by Openbaring kom, dan sien jy hoe God alles gaan herstel. Dit wat nou nie sin maak nie, gaan sin maak. Wat in Genesis verlore gegaan het, word in Openbaring weer herstel. In Genesis beskryf hoe die mens 'n paradys verloor het. Openbaring beskryf hoe God alles gaan nuut maak. Maak dit jou opgewonde? Wat afspeel tussen die begin en die einde, is Jesus se groot verlossingswerk vir die mens. As jy die Bybel moet opsom, baie keer wanneer jy Bybelstudies het of vergaderings of iets, dan sal die spreker nou vir jou 'n vraag vra, en dan ken die ou mense die antwoord, maar hulle weet nie reg hoe om te antwoord nie. Kom ek help jou nou uit, dat jy nooit weer in 'n verleentheid sal wees as iemand vir jou vra, waaroor gaan die Bybel? Som die Bybel in een sin op. As ek jou nou vra, gaan jy eers 'n bietjie dink, jy weet wat jy antwoord, jy weet nie lekker om te verwoord nie. Ouens, as ons die Bybel in een sin wil opsom, hier is dit, God se onvoorwaardelike liefde en verhouding met die mens. Dis waaroor die Bybel gaan. Die Bybel is 'n liefdesboek, die Bybel is 'n verhoudingsboek, dis die grootste storie ooit vertel, dis waaroor die Bybel gaan. Iemand ooit vir jou vra waar van die Bybel, dan gaan dit oor God se verhouding met die mens, God se liefde vir die mens. Dan het jy alles opgesom. Ek wil met jou praat oor 'n tema volgende, begin en einde, einde en begin. Hou jy van die tema? Jy moet saam praat. Alright, weet kyk of jy nog hier is. Begin en einde, einde en begin. Kom ons praat daaroor. So ek wil vir jou vra om jou Bybel oop te maak by Genesis, as jy hom saamgebring het. Ons gaan reg deur werk tot by Openbaring vandag. Dankie. Hou goeie moed. Ek het middagete en aandete bestel, so ons gaan breuke vat tussenin, is julle reg? Sien nou 'n paar oë wat reg, waar gaan my hoender in die stoof? Kom ons kyk wat ek wil doen volgende. Ek wil jou hart bemoedig om jou praat oor die wonder van God se woord. En ons gaan kyk na parallelle tussen Genesis en Openbaring. Ons gaan nou nie regtig alles hanteer nie, so ontspan. Kom ons begin by die boom van die lewe. Ons almal ken hom. Boom van die lewe, verlore en herstel. Kom ons praat oor die boom van die lewe. Genesis 2 vers 9, gaan vinnig hier deurlees, volg saam met my. En die Here God het allerlei bome uit die grond laat uitsprei, begeerlik om te sien en goed om van te eet. Ook die boom van die lewe in die middel van die tuin en die boom van kennis van goed en kwaad. Julle ken die verhaal. So hierdie boom van die lewe was 'n simbool van die ewige lewe. Dis waarvoor die boom gestaan het. God se voorsiening en God se perfekte verhouding met die mens. Dit is wat die boom simboliseer. Dan kom ons, dan sien ons in Genesis 3, Adam en Eva het gerebelleer teen God. En hulle het hulle toegang tot die boom van die lewe het hulle verloor. En dis 'n skrikwekkende implikasie vir die mensdom. Weet jy wat het daar gebeur? Toe God sê, julle het nie meer toegang tot hierdie boom nie, hy het 'n gerubs geplaas en 'n swaard, hulle mag nie van hierdie boom eet nie. Die implikasie daarvan is, die mensdom is nou afgesny van die ewige lewe. Dis waar dit begin het. Dis 'n ontsaglike implikasie. Mag nie eet van die boom van die lewe en vir ewig lewe nie. Jy's afgesny van die ewige lewe. Dis 'n tragiese dag. Dit klink vir jou en my soos die einde van die boom. Maar die boom gaan weer sy verskyning maak. Dit was in Genesis, waar die toegang gewyde is. Kom en lees vir jou in Openbaring 2 vers 7. Hoor mooi. Wie 'n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Spit jou oor. Aan hom wat oorwin, sal ek gee om te eet van die boom van die lewe, wat binne in die paradys van God is. Kan ons dit so sê, daar was 'n boom, daar is nog altyd 'n boom, hierdie boom gaan weer verskyn. So in Genesis lees ons van 'n tragiese verhaal,
En dan lees ons in die Openbaring van 'n wonderlike verhaal waar hierdie boom weer verskyn. Openbaring 22 vers 2, in die middel van sy straat en weerskante van die rivier was die boom van die lewe, wat 12 maal vrugte dra en elke maand sy vrugte gee, en die blare van die boom is tot genesing van die nasies. Sien jy, toegang wat geweier is nou weer herstel. Amen. So aan die einde van die eeuwe, gemeente, vir jou en my, word die pad na die lewe weer oopgemaak. Sal die mens wat in Christus dan is, vir ewig lewe. Toegang sal nooit weer geweier word nie. So daardie goeie ding sal nooit weer tot 'n einde kom nie. Kom ons kyk na sonde. Nommer 2. Sonde kry toegang. Maar kom ons kyk ook na die verwydering van sonde. Dit maak my opgewonde. Genesis 3 vers 1. Maar die slang was listiger as al die diere van die veld wat die Here gemaak het, en hy sê vir die vrou, is dit so dat God gesê het, julle mag nie eet van al die bome, julle mag nie eet van al die bome van die tuin nie, en die vrou antwoord die slang, van die vrugte van die bome in die tuin mag ons eet, maar van die vrugte van die boom wat in die middel van die tuin is, het God gesê, julle mag daarvan nie eet nie, en julle mag dit nie aanroer nie, anders sal julle sterwe. Toe sê die slang vir die vrou, julle sal gewis nie sterwe nie, maar God weet dat as julle daarvan eet, sal julle oë oopgaan, sodat julle soos God sal wees, deur goed en kwaad te ken. Toe sien die vrou dat die boom goed was om van te eet, en dat hy 'n lus was vir die oë. Ja, 'n boom wat 'n mens kan begeer om verstand te verkry, en sy neem van sy vrugte en eet, en gee ook aan haar man, en hy het geëet. Ons ken hierdie verhaal, ouers. Hierdie ding staan vir my uit. Dis die modus operandi van die vyand, wat na ons toe kom. Vandag het hy nog glad nie sy strategie verander nie. Hy kom nog steeds na jou toe, na my toe, en sê, het God so gesê? Of hy kom en sê vir jou, jy glo nou in genesing. Kan God regtig genees? Jy glo in oorwinning. Verstaan jy, hy probeer twyfel saai. En dan sê hy vir hulle, weet wat, God, wat julle dink so 'n goeie God is nie so 'n goeie God nie. Want weet jy wat, hy het eintlik inligting van julle weerhou. Hy het geweet dat as julle daarvan eet, julle soos hy sal wees. Is eintlik nie 'n goeie God nie, want hy weerhou inligting van julle. Verstaan jy, die vyand doen dit nog steeds vandag. Sonde, rebellie, verander alles. Ons ken die verhaal. Waar daar eens wonderlike vrede was in die tuin. Wat kry ons nou? Jy kry nou skaamte, vrees vir God, pyn, lyding, en uiteindelik die dood. Dis die ergste van alles. Romeine 6 vers 23. Want die loon van die sonde is die dood. Sonde eindig in dood. En dis waar dit begin het. So sonde het ontstaan, sonde het 'n begin gehad, kan ek vandag vir jou sê, sonde het 'n einde. Weet jy dit? Weet jy dit? Ons lees dit, Openbaring 21 vers 27. En daar sal nie inkom iets wat verontreinig en gruwelikheid en leuns doen nie, maar net die wat geskrywe is in die boek van die lewe van die Lam. Sonde het in Genesis begin, in Openbaring word sonde geheel en al vernietig en sonde word verwyder. God laat nie sy skepping in gebrokenheid nie. Dank die Here. Dis hoe groot hy is. Hy voltooi wat hy begin het. Wanneer ek en jy vir ewig by God woon, en ek kan nie wag vir daai dag nie, sal daar nooit weer sonde wees nie. Dis eintlik onmoontlik vir ons om dit te probeer indink. Probeer jouself indink, 'n lewe, 'n bestel sonder sonde. Op hierdie aarde ken ek en jy net sonde. Jy sien, ouens, as jy moet, ek wil amper sê, as jy nou hier van die hemel af, net 'n voorbeeld te gebruik, na die aarde moet kyk, en die mensdom op die aarde. Wat die mens tans op hierdie aarde aanvang, is, wat noem jy dit? Gruwelooslik, verskriklik, angswekkend, al die verskriklike woorde wat jy insit.
Ons moord mekaar uit, pleeg moord, moord mekaar uit, daar's oorlog tussen lande, en dan breek hulle oor wie's die beste. Intussen is daar kosbare siele wat vermoor word. En ek verstaan ook oorlog, maar uit 'n geestelike konteks moet ons die vraag vra, kan jy daaroor breek? Dit moet vir jou hartseer wees om 'n lewe te neem as jy sou moet. Maar daar's inbrake, kyk wat gebeur met kinders. Ouers, pa en 'n ma wat 'n kind moet oppas, wat kinders mishandel. Kyk wat op hierdie aarde aangaan. Dis net sonde. Die een vertrap die ander ene. By die werk is daar, ek sal jou vertrap wat ek wil bo uitkom. Kan ek sê, in die kerk, liewe mens, daar kan nie nog risie en argumente onder ons wees nie. Misverstande. En ek ruk my op vir jou vir die minste dingetjie nie. Hierom sal die wêreld weet dat jy my disipels is, al hulle liefde is. Kan ons mekaar lief hê, kan ons by mekaar se foute verbykyk en mekaar aanmoedig. Maar as jy buite moet staan en kyk wat die mensdom op hierdie aardbol aanvang, dis 'n God van liefde, genade wat ons nog nie almal verdelg het nie. En hier is die rede, God wil nie dat een verlore moet gaan nie. Dink 'n bietjie daaroor saam met my. Hoe gaan dit wees in 'n lewe sonder sonde? Daar sal nooit weer sonde wees nie. Want God het finaal met sonde afgereken. In die begin was daar die potensiaal van sonde en hy skaap in die mens en sonde word gebore. Maar Jesus sterf aan die kruis van Golgotha en aan die einde van die eeue gaan sonde finaal oorwin word. En in die ewigheid sal daar nooit weer potensiaal van sonde wees nie. Niemand sal ooit weer sondig. Dis onmoontlik vir jou en my om dit in te dink. Ek dink, mense kan dit so beskryf, dit gaan die hemels wees. Amen. Sien jy uit na daardie dag? So drietjies wat saamgaan. Nommer 3, die vloek word ingestel. Die vloek word ingestel. En dan die wonder daarvan, die vloek word beëindig. As 'n begin en as 'n einde. Einde van slegte dinge, begin van goeie dinge. So na die sondeval van die mens spreek God 'n vloek oor die aarde uit, Genesis 3:17. En aan die mens het hy gesê, omdat jy geluister het na die stem van jou vrou en van die boom geëet het waarvan ek jou beveel het om nie te eet nie, vervloek is die aarde om jou ontwil, met moeite sal jy daarvan eet al die dae van jou lewe. En ons weet die vrou en die slang is ook vervloek. Maar daardie vloek ingekom. Van daardie dag af, van daardie oomblik af, ouens, lewe hierdie aarde en ons as mens onder die skaduwee en die gewig van hierdie vloek. Van daar af, siekte, verval, gebrokenheid, pyn, ons is al te bewus daarvan. En dan kom ons aan die einde, Openbaring 22:3, en daar sal geen enkele vervloeking meer wees nie. Iemand moet amen sê. Die vloek is ingestel, die vloek word opgeskort. Daar sal geen vervloeking meer wees nie. En die troon van God en van die Lam sal daarin wees, en sy diensknegte sal hom dien. Amen. Prys die Here vir so 'n dag. Ons kan dit nie indink nie, ouens. Maak net seker jy kom daar uit. Deur aan Jesus vas te hou tot die einde. Openbaring 21:4, een van my gunsteling verse. En God sal al die trane van hulle oë afvee. Hoeveel trane het jy in jou lewe gehuil? Damme vol. En daar sal geen dood meer wees nie. Loof die Here. Ook droefheid en geween en moeite sal daar nie meer wees nie. Hoekom nie? Want die eerste dinge het verbygegaan. Alle slegte dinge kom tot 'n einde. En alle goeie dinge sal nooit eindig nie. Het julle hom? Geen siekte nie. Geen verval nie. Geen gebrokenheid nie. Kan jy jouself indink hoe dit moet wees? En dan het jy nog 'n overall body ook. Jy weet jou body gaan overall word. Hierdie enetjie laat jou vinnig in die steek. Ons sien dit. Ja, ek wil net 'n getuienis bring. Dinsdag aand, daarna nadat ons by julle huisbesoek gedoen het, toe ons by die huis kom. Ewe skielik hoor ek net Liset gil. Storm so toe sy 'n stukkie krummelpap geëet. Nou ons sê dit het in haar keel vasgesit. Dus 'n stukkie krummelpap kan nie vassit nie.
So wat ons later agtergekom het, is dalk die slukdarm wat in spasma getrek het, en die maagklep wat nie oopgegaan het nie, maar nou sit die ding vas. Ouens, dis 'n seer, wat hom al gehad het, weet jy waarvan ek praat. Sy sluk water, alles kom bo uit, kan dit nie doen nie, ek sê vir haar, probeer dit uitbring, bloed kom uit, ek is in 'n paniek, sy is in 'n paniek, nou raak jy verbouwereerd, jy kry al hoe minder asem, en ons jaag ongevalle toe, neem maar op, langs door die kort, hele tyd daar gewees, 1 uur die aand by huis gekom, hulle het haar opgeneem, volgende dag, klomp toetse en goed gedoen, sy is okay, sy is reg, daar is 1 of 2 dingetjies wat ons maar moet aanspreek, en wat 'n mens kan aanspreek, en sy maak verskoning vir vanoggend, maar ek staan daar, terwyl sy skree van die pyn, en ek bid, Here, ons het U nodig, ouens in 'n oomblik, so, ons het God bitter nodig, elke dag, so ek dank die Here, dat ons is deur dit, en het gaan goed, en sy het 'n bietjie skade, op slukdarm, dokter sê, hy weet nie hoe pap so skraap kan veroorsaak nie, maar dit sal my genees. So dankie ook vir die gebede, en dankie dat jy vir haar verder bid. Maar ons het God nodig. Ek gaan nooit weer siekte wees nie. Ouer mense, jy kan nie so, jy gaan nie wakker word nie, wat dink jy gaan maak? Weet jy of ons gaan slaap nie? Miskien wil jy nie slaap nie, God se teenwoordigheid, ons moet dink oor die goed, by elk geval. Maar jy gaan nooit weer wakker word met 'n nuwe pyn nie. Julle nou min aan, kom, waar's die jongens weet nie waarvan ons praat nie, hulle spring ons uit die bed uit. Maar nee, nooit weer sukkel met ledemate en goetertjies nie. Ouens, geen gebrokenheid nie. Dit wat in Genesis begin het, gaan God heeltemal omkeer. Daar kom 'n einde aan alle slegte dinge, en aan die goeie dinge sal daar nooit weer 'n einde kom nie. Kom ons kyk na nog eenetjie, dood. Dood het toegang gekry, ons weet dit, ouens. Romeine 5 vers 12, ek wil net vir hierdie skrifgie lees in Romeine. Daarom soos deur een mens die sonde in die wêreld ingekom het, en deur die sonde die dood, en so die dood tot alle mense deurgedring het, omdat almal gesondig het. Ons is deel van hierdie, dat dit ontbreek ons aan die heerlikheid van God. So God sê vir Adam in Genesis 3:19, in die sweet van jou aangesig sal jy brood eet, totdat jy terugkeer na die aarde, want daaruit is jy geneem. Wat sê ons wanneer ons 'n kus laat sak? Want stof is jy, en tot stof sal jy terugkeer. Dis waar dood ingekom het. Van hierdie uitspraak af, ouens, leef die mens in die skaduwee van die dood. Dawid skryf op een plek, hy sê, daar's maar een tree tussen my en die dood. Hoe vinnig as jy in 'n krisis is, hoe vinnig kom jy agter hoe kwesbaar is jy as mens? Hoe uitgeleef, dis so. Dood het 'n begin gehad. Mooiste belofte in die Bybel. Dood het 'n einde. Julle moet nou amen sê, ek gaan dit weer sê tot jy amen sê. Dood het 'n begin gehad. Dood, wat angstwekkend is, het 'n einde. Amen. Prys God. Openbaring 21:4. En God sal al die trane van hulle oë afvee, en daar sal geen meer dood meer wees nie. Gaan nooit in die hemel 'n oproep kry, uitnodiging na 'n begrafnisdiens van 'n geliefde nie. Gaan nooit weer in 'n stoet ry op pad na 'n begrafplaas toe. Gaan nooit weer by die oop graf staan van 'n geliefde nie. Nooit weer nie. Nooit weer nie. Prys God. Dood wat in Genesis begin het, word uiteindelik vernietig. Vernietig. Sal nooit meer dood wees nie. Miskien die ergste van alles in hierdie beginverhaal is die mens word uit God se teenwoordigheid verdryf. Genesis 3 vers 8. En hulle het die stem van die Here God gehoor terwyl hy wandel in die tuin in die aandbyntjie. En die mens en sy vrou het hulle verberg vir die aangesig van die Here God tussen die bome van die tuin. Nou is daar skeiding. Hulle situasie word erger. Vers 23, Genesis 3 vers 23. Toe stuur die Here God hom weg uit die tuin van Eden, om die grond te bewerk waar dit geneem is. So het God dan die mens weggedrywe en gerubs aan die ooste kant van die tuin
van Eden laat woon, met die swaard wat vlam en flikker, om die toegang tot die boom van die lewe te bewaak. God wat eensaam met die mens wil wandel, kom nou en as gevolg van sonde stuur hy die mens weg, uit sy teenwoordigheid uit. Die mens verloor sy wonderlikste voorreg om in die teenwoordigheid van God te leef. Een goeie ding wat tot 'n einde kom. Maar is dit? Het dit daar geëindig? Julle ken die antwoord, Openbaring 21 vers 1. En ek het 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien. Want die eerste hemel en die eerste aarde het verbygegaan. Julle moet dit weet, hierdie plekkie waarop ons nou leef, is tydelik. En die see was daar nie meer nie. En ek, Johannes, het die heilige stad, die nuwe Jerusalem, sien neerdaal van God uit die hemel, toeberei soos 'n bruid wat vir haar man versier is. En ek het 'n groot stem uit die hemel hoor sê, kyk, die tabernakel van God is by die mense, en hy sal by hulle woon, en hulle sal sy volk wees, en God self sal by hulle wees as hulle God. Daar is die skeiding herstel. Dis die volle sirkel, dat ek en jy gaan opeindig in God sy heerlike, wonderlike teenwoordigheid. Ek glo almal van ons het al eers in ons lewe gewonder, hoe sou dit gewees het om in die Bybelse tyd te kon leef? Ek het al baie keer gedink, ek sou aan die een kant, kyk, daar was wrede tye, nee, maar die goeie tye, ek sou in die Bybelse tyd wou leef om hierdie wonderwerke te sien. Die visse wat gevang word, die brode wat vermeerder word, die volk het in die woestyn en by die berg het gebrand en gerook en gebewe, en hulle het God se stem gehoor. Ek sou daai goed wou beleef. Ek sou wou beleef om Jesus te sien in persoon en saam met hom te wandel, jy ook, nee. Baie gewonder, hoe sou dit wees? Ag, kom 'n dag, waar die gewonder ophou, waar ons in sy teenwoordigheid gaan wees, en weet hoe dit is om in sy teenwoordigheid te staan. En om gaan sien van aangesig tot aangesig. As dit nie opgewonde maak nie. Ons gaan dit beleef, ouers, in die nuwe Jerusalem. As 'n nuwe stad. Die ou aarde en die ou hemel gaan verbygaan. Daar word iets niets gemaak. 'n Nuwe skepping. Soos wat ek en jy 'n tweede kans kry jy die aarde ook. Daar's 'n nuwe skepping, 'n nuwe hemel. Daar's 'n lied wat geskryf is, Sampies moet eendag probeer sing. Pragtige lied. I can only imagine. Ken jy daai lied? Nico? I can only imagine what it would be like when I walk by your side. Ja, ek kan net indink hoe dit moet wees. I can only imagine what my eyes will see when your face is before me. Hoe gaan dit reg lyk? I can only imagine. Na die koorgedeelte. Surrounded by your glory, what will my heart feel? Will I dance before you, Jesus, or in awe be still of you? Gaan ons dans in jubel of gaan ons net stil wees in verwondering? Will I stand in your presence, or to my knees will I fall? Ek dink ons gaan op ons knieë val. As ons hom die eerste keer sien. Will I sing hallelujah? Will I be able to speak it all? Gaan ooit 'n woord uitkom? Dink daaroor. Raak opgewonde, kind van God. Moenie laat die swaar van hierdie lewe nou jou afdruk nie. Kry vir jou hierdie baken en hardloop jou wedloop. God sal by sy mense woon. Ja, ek sal opgaan oor dit. Geen skaamte meer nie, ons gaan nie weggryp nie, ons gaan in vreugde voor God dans in ewigheid. Jesaja 7:14. Daarom sal die Here self aan julle teken gee. Kyk, die maag sal swanger word en 'n seun baar en hom Immanuel noem. God met ons. Daardie dag is die vervulling van hierdie belofte in sy totaliteit. Nou reeds is God in ons, hy woon in ons. Ouers, daar is 'n groter heerlikheid wanneer ons by hom inwoon eendag.
dan gaan hierdie skrifte in vervulling kom. Die ultimate vervulling, Immanuel, God met ons. Ons kyk na die laaste ene, as jy nog goeie moed, gaan nou in die middagete uithaal. Laaste punt vir vanoggend, die slang verskyn, die slang word oorwin. Nou moet ek oppas, want ek gaan nou hier opstyg. In Genesis verskyn die slang, ouens. Vyand van God. Hy bring ons lyding, hy bring sonde, vernietiging. En dan in Genesis 3, alreeds in Genesis 3, is daar 'n belofte. Alreeds in Genesis 3. Genesis 3:14, toe sê die Here God aan die slang, omdat jy dit gedoen het, is jy vervloek onder al die vee en al die diere van die veld. Op jou buik moet jy seil en stof moet jy eet al die dae van jou lewe. Ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou en tussen jou saad en haar saad. Hy sal jou die kop vermorsel en jy sal hom in die hagskeen byt. En ons weet dit is vervul Jesus Christus aan die kruis van Golgotha. Dat God het jou en my bevry van die mag van sonde. Ons is nie meer onder die mag van sonde nie. Ons doen nie nou maar net sonde as 'n default nie. David het gesê, na die kruis, as jy sonde doen, is dit 'n keuse. Jy kies om sonde te doen. Maar jy kan nie sê, ek het nie meer die mag oor sonde. Daai mag is gebreek. Maar die vyand is steeds listig. So daar kom 'n dag, waar God met hom finaal gaan afreken. Satan word vir altyd verslaan, Openbaring 20, gaan lees dit. Die vyand wat hard aan die werk was van Genesis se tyd af, word finaal oorwin. En hy word in die poel van vuur gewerp. Dis die wonder van God se woord vir jou en my vanmôre. So 'n bietjie parallelle tussen die begin en die einde. En waar ons sê alle goeie dinge kom tot 'n einde, sê ons nee. Alle goeie dinge in God kom nooit tot 'n einde nie. Alle slegte dinge kom tot 'n einde. Jy moet dit onthou. Wanneer ek en jy hierdie dinge sien, ouens, dan besef ons iets wonderbaarliks aangaande die Bybel. Die eerste deel van die Bybel, die eerste 3 hoofstukke en die laaste 3 hoofstukke van die Bybel, pas soos 'n legkaart in mekaar in. Nou moet jy weet oor die tydperk wat dit geskryf is, dis merkwaardig, kan net God wees. Wat dink julle nou nog van die son, wat nou skyn, en in die Godstad gaan die son nie skyn nie, want Christus, God gaan self die lig wees. Hy's kragtiger as geskape lig, en so kan jy nog parallel, ek wil jy moet nou die ondersoek verder gaan doen. Die woord van die Here is die geïnspireerde woord van God, die Bybel, ek en jy, 'n geïnspireerde woord van God. Kom ons hou daaraan vas. Van Genesis tot Openbaring sien ek en jy een groot verhaal. God se liefde vir die mens, God se verhouding met die mens. Alle slegte dinge kom tot 'n einde, kom ons som gou op. Sonde het 'n begin gehad, sonde eindig. Vloek is uitgespreek, vloek word opgehef. Daar is einde aan trane, siekte en hartseer, prys die Here. Dood het toegang verkry, dood word vernietig. Satan was hard aan die werk, en is hard aan die werk, sy werke gaan eindig, hy gaan finaal, gaan God met hom afreken. Alle slegte dinge kom tot 'n einde. Amen. Alle goeie dinge het geen einde nie. Wat is dit? Ons gaan weer eet van die boom van die lewe. Ons gaan vir ewig in God se teenwoordigheid bewoon. 'n Goeie ding wat nooit weer gaan eindig nie. Prys sy naam. Ek en jy leef tussen Openbaring, Genesis en Openbaring. Dis waar ons leef. 2026 hier nou. Ek en jy leef tussen die begin van die verhaal en die einde van die verhaal. Genesis vertel ons hoe die probleem begin het. Openbaring vertel vir jou en my hoe God alles gaan herstel. Wat sê dit vir jou en my? Kom ons bly getrou aan Jesus. Kind van die Here, kom ons bly getrou aan Jesus. In hierdie week, ek self gedagtes gehad van Here, hoekom moet dit so moeilik wees? Here, kyk wat in hierdie wêreld aangaan. Ons het nie antwoorde nie, Here. Jy staan verslaap. En jy wonder waar gaan alles eindig.
moenie laat jou moed sak nie. Moenie laat jou geloof minder word en kwyn nie. Staan vas. Wat doen vrouens wat lief is vir boeklees? Party van julle moet nou nie sê, iPhone en ek doen dit, julle het almal al gedoen. Blaai na die, as dit so in die begin van die boek, middel van die boek sleg gaan. Laaste hoofstuk. Hy maak dit. Gaan ek weer terug. Die lewe, daar's bitter min goeie nuus daar buite. Blaai na die laaste paar hoofstukke van jou Bybel. God herstel alles. En ek en jy, as ons in die Here bly, gaan ons dit maak. Ons gaan dit maak. Ons gaan dit maak. Vra vir jou langs jou, gaan jy dit maak, broer, suster? Kom Sampie, kom ons maak God se naam groot. Hy wat die verhaal begin het, is God. Hy is in staat om die verhaal te eindig, en eintlik eindig net die slegte dinge, die verhaal gaan uiteindelik weer begin. Jesus nooi jou en my uit, om deel te wees van hierdie herstel. Gemeente, vat hierdie eenvoudige boodskap. Wat het begin, wat het gebeur, hoe eindig dit? En wanneer die lewe vir jou te swaar raak, wanneer jy regtig baie keer oorweldig is deur alles, onthou dit. Selfs dit wat ek en jy nou deurmaak, noem die Bybel 'n ligte verdrukking. Maar selfs dit het 'n einde. Selfs dit het 'n einde. Die Here is vir jou en my goed. En alles wat die vyand en sonde ingebring het, speel God mee klaar. En vir ewig, is ek en jy in sy teenwoordigheid. Ek wil vir jou vra om saam met te staan, en vir vra met die baie ou bekende liedjie saam te sing. Maak dit jou verklaring, kom, sing dit nou. Hef jou hande op, hy is hier. Triomferend oor die dood is hy die Heer. Elke knie sal buig en elke tong sal bely dat Jesus Christus die Here is. Amen. Kom ons bring eer aan God en ons sing dit saam met Jesus naam.
dit daai dag gaan wees. Sien jouself, ek weet dit gaan al 'n bietjie moeilik wees om dit regtig nou te kan begryp. Maar sien jouself in God se teenwoordigheid. Sien jouself in waar daar die afwesigheid van sonde. Daar is nie meer 'n traan nie, daar is nie meer droefheid nie, daar is vreugde, onuitspreeklik. Probeer jou inding wanneer jy hierdie lied weer vir 'n oomblik saam sing. Sluit jou oë, jy ken die woorde. Hef jou hande op en sê, Here, ek sien uit na daardie dag. En ek sê nou reeds, U is Heer van my lewe. Want daardie dag gaan dit net so wonderliker wees in U kosbare teenwoordigheid, waar ek gaan staan en sê, U is my Heer, Here, en U het my veilig deurgedra, en ek is nou by U in U teenwoordigheid. Kan jy probeer doen? Can you imagine? Kom ons sing dit. Sluit jou oë. Amen. Kom ons dink. Dankie, Here. O, loof U naam. Amen. Wie kan jou uit my hand uitruk? Geen omstandighede nie, Here. Niks kan ons skei van U wonderlike liefde nie. Here, mag Houtluis se getalle eendag daarbo voltallig wees, Here. Dis my gebed in Jesus naam. Deur die Gees rig ons op, Here. Hulle wie se enkel swak geword het en knie lam geword het, tel ons op, Here, deur die Gees. Mag ons wandel, Here, waardig die roeping waarmee U ons geroep het. Staan vir U naam en saak, o Here. Ons eer U naam daarvoor. Dankie dat U wat die verhaal begin het, U gaan dit voltooi. En U skep 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde en daar's 'n nuwe tyd. En die boom van die lewe is daar, maar die lam geslag is daar en U, o God, is daar. En vir ewig en vir ewig en vir ewig gaan alle goeie dinge dan nooit weer 'n einde hê. Dis eer U naam, seën die woord. Dis my gebed in Jesus naam. Amen. Amen.